Hallo julle. Hallo daar. Matilda is daarom hierdie week terug. Ek dink as sy weer weggaan, moet ons maar ophou om die opnames te maak, want daar's geen gesprek dan nie. Dis maar eintlik 'n alleenspraak. So baie bly sy's terug. Ons is besig met die reeks oor die spiritualiteit in gesprek met verskillende dissiplines. En ons het nou begin om te praat oor spiritualiteit in gesprek met die wetenskap. En dit is 'n baie goeie onderwerp om aan te roer, maar ons erken ruiterlik dat ons nie kundig is nie. Ja, nee. Ons kan nie vir julle met verskriklike groot feite beïndruk en so aan en eers alles mooi onthou wat ter sprake is by wetenskaplike kwessies nie. Ons snap dat dit iets groots is, dat dit iets besonders is, dat daar mense is wat absoluut daarin onderlê is en hierdie vermoë het om dit aan ons oor te dra. En daarvoor is 'n mens verskriklik dankbaar. En ek dink dis in albei dissiplines. Ja. In die wetenskap en ook in spiritualiteit. Ek meen mense bewonder so wanneer iemand soos Richard Rohr so duidelik iets vir mens kan neersit, 'n moeilike begrip. En ek dink enige iets in die wetenskap wat ook vir ons onbekend is. Wanneer jy iemand kry wat byvoorbeeld kwantumfisika of iets vir jou lekker eenvoudig kan vertel, is dit 'n wonderlike ding. So teen daardie agtergrond van ons kant self weet ons nie of ons op elke faset van die wetenskap gaan ingaan nie, want dit was 'n dapper idee. Dit gaan oppervlakkige gesprekkies wees. Ja. Wat ons wel in gedagte het, is om verder vorentoe, dit mag dalk nou nie eers opvolg in hierdie reeks nie, maar 'n gesprek te hê met mense wat ons ken, vriende van ons, wat fisici is. Ja. En wat vir ons vanuit daardie agtergrond meer inligting gee. So, en eintlik wat met hulle bene in al twee staan, met dis reg. baie sterk kontemplatief leef. Ja. En wat selfwetenskaplik is, en dit is juis met sulke mense wat mense wil praat. Dis reg. Dis wie nou hier langs jou moet sit. Dis reg. Of langs jou. Ja. Ja. So dis die agtergrond. So wat ons op by hierdie geleentheid wil aanraak, is net die hele kwessie, want dit is amper waarmee ons op 'n daaglikse basis, ons almal op 'n daaglikse basis mee te doen kry. En dit is die hemelruim, die uitspansel, die heelal waarin ons woon. En die absolute grootse dimensie daarvan. 'n grootsheid. Ons kan nie eers begin om daaroor te praat, om dit op 'n manier verstaanbaar te maak en 'n beeld daarvan te kry nie. Dit is groter as wat ons kan dink. Heeltemal groter as wat 'n mens kan dink. Die afstande, as 'n mens net praat van ons sonnestelsel, die beskrywing, dit is planete, hemelliggame wat om 'n ster wentel. Ster wat 'n son is, en party van hierdie sonnestelsels het 2 sonne. Ons sonnestelsel het 'n enkele son. En binne hierdie sonnestelsel van ons is wanneer jy by Pluto uitkom. Heel verste ster van die son. Planeet van die son. Van die son af. En party kibbel of dit wel 'n planeet is of nie. As jy daarby verbygaan, dan is die son so ver dat dit 'n spelde prik. Ja, 'n sterretjie. 'n sterretjie is. Ja. En dis nog in ons sonnestelsel. Ja. So van daar af lyk die son so. En wanneer jy daar by Pluto is jy 1/50.000ste
in jou reis in ons sonnestelsel tot by die einde van ons sonnestelsel. In ons sonnestelsel. In ons klein sonnestelsel. In ons sonnestelsel. Ja. En ons bly op aarde in hierdie sonnestelsel, binne 'n munisipale distrik, sit ons op 'n rusbank en wentel ons teen duisende kilometer per uur in hierdie hemelruim met hierdie verskriklike, onsaglike wêreld wat rondom ons bestaan. En wanneer 'n mens nou daarmee besig is, dan wil 'n mens sê, jy staan verstom en jy's beïndruk deur hierdie grootsheid, maar wat het dit met ons te maak? Hoe raak dit ons? Wat is die invloed daarvan op ons? Wat is die betekenis? Wat moet ek daarmee maak? Hierdie grootsheid. En ek besef dat al dink ek is die middelpunt van die sonnestelsel en dat alles om my wentel, want dit gebeur. Eintlik dink ons almal alles wentel om ons. En as ek besef, maar dit is nie die geval nie, waar pas ek in? Hoe? En ek dink dis 'n vraag waarmee reg deur die eeue gesukkel is, of na toe teruggekeer is, as 'n mens net na die psalms kyk. Dan is dit iets, dis iemand wat buite staan en na al hierdie dinge kyk. As jy Psalm 19 lees, dan sien ons daar hier vanaf vers 1 af: die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie, en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. Die psalmskrywer sê, dit sê iets vir my. Ja. Daar gaan 'n boodskap van hulle uit. En dit is iets wat ons voortdurend in hierdie gesprek, en soos wat die wetenskap die grense net skuif en skuif en skuif, raak dit al hoe meer 'n kwessie. Wat is die boodskap van dit alles, van die grootsheid wat al hoe grootser word? Wat ons ontdek wat al groot is. Want dit is soos wat dit is, maar ons ontdek al meer. Dis reg. En dit is waarmee die wetenskap ons help, of astronomie ons mee help. Dis reg. Dis reg. En terselfdertyd is dit 'n gevoel van ek is niks. Ja. Maar ook hier sit ons en dink ons oor hierdie onsaglike ding en weet ons is God ook hier, en soos wat hy daar op die buitenste ruimtes is, soos die psalmdigter sê, is hy ook hier. Ja. Dit is hierdie grootsheid en dan hierdie totale betrokkenheid. Ja. Cellulêr en wat is die ander woord, die totale heelal. Ja. Dit is soos een, God is eenvoudig in elke ding. En ek dink dis waar die boodskap, en wanneer ons nou in gesprek met die wetenskap is en ons praat van dinge soos kwantumvervlegtheid. Die dinge is so vervleg dat ons groter insig kry dat God op alle plekke is. Ja. En ek is net so, ek is sterstof, ek is materiaal. En wanneer ons groei in bewussyn, as daar 'n verruiming in ons plaasvind en ons groei in 'n bewussyn waar ons ego en ons agendas op die agtergrond skuif, dan kom ons agter dat die bewussyn in my is die bewussyn in die
donker materiaal daar buite, is die bewussyn in die sterre, is die dis hierdie vervlegtheid, dis hierdie so daar is 'n wat is die Afrikaanse woord vir 'n hum? Ja, 'n stil dreuning ja, wat in alles vibreer en net soveel as wat dit in die Andromeda sterrestelsel en daardie areas teenwoordig is dit teenwoordig in my. Is hierdie voortdurende dreuning. En ek dink deur bewus te wees van daai grootsheid, of ons hoef nie bang te wees om te dink daaraan nie. Ons hoef nie bang te wees om te dink aan die grootsheid en daai grootse teenwoordigheid ook in ons lewe. Ja. En ek dink dis baie keer wat ons sê, maar hoe weet hulle al hierdie dinge en hoe kan hulle dit bewys en alles daarmee saam? Net al meer en meer weet ons hoe min ons weet en hoe groot hierdie ongelooflike skepping is. En hoe belangrik ons daarin is in die kleine, maar in terme van ons wêreld. En ek dink dit is vir my die belangrike is, wat is my plek? Wat is my in hierdie werklikheid? Wat maak ek met my werklikheid, my unieke wees? Want dit maak saak. Ja. Binne die groot skaal en die balans van alles maak dit saak. Ja, dis net so onbegryplik. Ja. Dit is deel van die misterie. So misterieus as wat 'n ligjaar of die deursnee van die grootste sonne is die misterie dat ek saak maak. Ja. En dat ek uniek is, dat ek 'n unieke samestelling is, 'n unieke vonk het, wat uitdrukking gee aan iets wat God wil gestalte gee. En die energie, die dryfkrag wat dit alles dryf, is liefde. Ja. Alles is liefde. Dit is die onderliggende energie wat in alles teenwoordig is en dit laat plaasvind. So julle gaan nie 'n fisika toetslag op hierdie opname nie. Nee, want ons verstaan self nie mooi nie. Selfs die kwessie van die liefde. Ja. Wat sê mense as mense dit sê? Dis dalk 'n ander gesprek. Maar net die bewussyn dat daardie gesprek nodig is, dat daardie gesprek tussen spiritualiteit en fisika, dat dit verruimend is en ons help om nog dieper in ons eie spiritualiteit in te sak. Baie dankie julle. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal.